Yes. Ja, geliefdes, U so groot in die wonderlike naam van die Here. My begroeting doen ek aan ons apostelmoeder. Amen. Al ons leiers hier teenwoordig is so groot in die wonderlike naam van die Here. My begroeting doen ek aan die breë gemeenskap. Halleluja. Ons gemeente, Prys die elke Here. besoeker wat hier is, Amen. wat hierdie jaar met ons kom afsluit, Halleluja. en die nuwe jaar met ons begin, U so groot in die wonderlike naam van die Here. Prys die Here. Geliefdes, ek kan U verseker dat U teenwoordigheid hier is 'n groot seën. Amen. Geliefdes, laat my toe om ook net my kollega, meneer Merel, sy Amen. teenwoordigheid te erken, meester. Amen. Baie dankie vir U hier wees. Amen. My ander kollega, die vakadviseur, meneer Valentine, die is ook gegroet. Die teenwoordigheid is 'n seën. En advokaat Davids is ook gegroet in die naam van die Here. Geliefdes, dat ons oorgaan. Die skriflesing vanaand is in Spreuke 18 vers 10. Hy lees as volg: Die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word beskik. Die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word beskik. En mag die Here sy voorgeleesde woord seën. Geliefdes, ek dink U is vandag hier om te hoor wat het die woord van die Here vir U instoor. Oh my God, halleluja. Geliefdes, vir die passie van syfers wat ek het, natuurlik gaan kyk het, wat beteken 26. Amen. En met skok moes ek uitvind dat in die hele Bybel, van Genesis tot in Openbaring, is daar nie een skrif wat praat van 26. Nergens hoor jy van 26 skape, 26 jaar, 26 bye, net enige iets van 26. Dis doodste. Amen. Amen. Want geliefdes, as ons getalle uitlê, ons kry ons uitleggings in die skrif. As ons sê 2 is verdeeld, is omdat die Bybel 2 vergelyk met verdeel. En as ons 2 beteken bevestig, omdat die Bybel praat ook van 2 bevestig, as 2 saamstem, dan staan dit ding vas. As ons sê 7 beteken perfection, omdat die Here die 7de dag gerus het en gesê het, maar dit wat hy gemaak het is perfek. As ons sê 12 beteken governmental authority, omdat die 12 sien oral, Jesus 12 disciples. Amen. Amen. Jacob het 12 seuns, in die hemel is net 12 reg oor soos wat jy sien. Maar die punt is, geliefdes, ons kry die getale op grond van wat die woord van die Here vir ons sê. Maar 26 is doodstil. Maar natuurlik, geliefdes, gaan kyk ons maar 'n bietjie verder in die skrif en gaan deursoek en vra, maar waar kan ons hierdie betekenis kry, want ek wil aan iets hou in 2026 wat my kan bind aan God, wat die jare 'n bietjie meerdere goddelike betekenis gee. Geliefdes, ek gaan krap 'n bietjie verder in die Hebreëse taal. Gaan sien ek maar die mense, hulle se taal werk bietjie anders as ons sin. En geliefdes, net vir algemene kennis, nie om myself slim te hou nie, want ek is nie. Ons het 26 letters, maar die Hebreërs se taal het net 22. Daar's geen klinkers in die Hebreëse taal nie. Maar dis nie wat hom besonders maak nie. Wat hom besonders maak is, hulle koppel elke letter aan 'n syfer.
En terloops, geliefdes, 98% van die hele Ou Testament is geskryf in Hebreërs se taal. 2% is Arameers en dan die Nuwe Testament is in Grieks. Maar as jy die Bybel vat in sy totaliteit, dan gaan jy sien maar 75% van die Bybel is geskryf in Hebreërs. Geliefdes, bly by my en volg my sodat ons kan uitkom by 26. Geliefdes, hierdie mense, omdat die Hebreëse taal, die Bybel, die fundament, die Torah, die eerste 5 boeke geskryf is in die taal, moet 'n mens bietjie gaan kyk, maar hoe interpreteer die mense 26? Want hulle kom by 'n uitlegging uit. En as jy gaan kyk, geliefdes, na die letters, dan elke letter het 'n simbool. En hy werk soos volg, geliefdes. Hulle se alfabet loop nie soos ons nie. So ek moet dit verduidelik, geliefdes, sodat jy nie deur mekaar raak nie. Z is die 26ste een by ons. Maar by hulle is sommer die 4de, kom Z alreeds daarvoor. So hy loop heel anders. Sien A, B, C, en as jy dan, ons het mys ChatGPT en Google goed, gaan kyk dit maar, geliefdes, dat jy dit ook kan beter verstaan. Maar hier is die punt. Die letter K word gekoppel aan 20. En omdat 26 nie daar is, moet ons hom opbreek in uitgebreide notasie, beteken 20 plus 6. So die letter K is 20, maar 20, as jy na die teken van 20 gaan kyk, wat hy symboliseer, dan symboliseer hy 'n hand. 'n oop hand. Handpalm. En langs die handpalm staan ontvang. En gee. En langs aan die V en die W, hulle saam, V is die getal 6. En sy betekenis is spyker of verbind. En as hulle die twee saam sit, die handpalm met die spyker, dan sê hulle dit beteken die krag van verlossing. En hulle koppel die krag van verlossing aan die kruisiging van Jesus, waar hy gesterf het aan die kruis vir ons. Maar geliefdes, hoe is die van toepassing op ons? Die kruisdood sê vir ons nuwe begin. Die kruisdood sê Jesus was ons sonde weg. Hy verwyder hulle so ver soos die ooste van die weste. Daar is God van 2025 wat ek wil verwyder. Wat ek wil hê dit moet so ver soos die ooste van die weste af is. En volgens die skrif is daar net een manier hoe dit kan gebeur. Die kruisdood van Jesus. Geliefdes, ons sit hier vanaand, mooi gespeer Wesselin. Ons ruik lekker. Maar daar is maniere, denke, goed wat ons gedoen het, wat is so lekker ruikie, wat bietjie lyk hy vat aan ons goddelike karakter, wat ons vuil smeer. Ons kan nie in 'n nuwe jaar vuil gaan nie. 'n nuwe
nuwe jaar. Soek 'n nuwe mens. Soek 'n skoon mens. Geliefdes, en as ek die volgende noem, dan sê ek nie ons is heilig nie. Ons kom vanaand kerk toe, reeds omdat ons die heilig is. Maar Jesus maak sy kruis dood vir ons moontlik, sodat die nuwe jaar gelyk is aan die nuwe mens. Alles niet. Die bloed van Jesus reinig en hy maak alles niet. Geliefdes, ek weet nie. Ons sit hier vanaand om 'n nuwe jaar in te gaan. Amen. Ons wil op 'n skoon bladsy begin. Kom ons doen dit goddelik reg. Sodat die Here ons skoon maak. Geliefdes, ek kyk na hierdie skrif of hierdie palmhand en ek dink aan ontvang. Wanneer Jesus Christus ontvang by God die Vader, hy het ontvang ewige lewe, hy het ontvang krag, hy het ontvang heiligheid. Jesus is so magtig dat die natuur gehoorsaam hom. Soveel so dat sy disippels vra, wat se man is die? Hoe gee Jesus dit vir ons? Hy het dit ontvang. Hoe gee hy dit? Hy kan dit net gee as daar 'n spyker, as hy deurboor word, as hy gepynig word vir ons, sodat ek ook kan heilig is, soos wat hy heilig is, sodat ek ook rein is, soos wat hy rein is. Geliefdes, die volk van die Here kyk my so, asof hulle sê, pastoor, jy weet nie hoe lekker is sonde nie. Jy weet nie wat wag by die huisie. Ek het gestop. En nou kom jy met die boodskap en nou vir my die goede kom sê, ek is nie geïnteresseerd. Maar die goede ontbreek ons van die heerlikheid van God. Dit sal verkeerd van my wees om nie te sê wat die Here van jou verwag. En as jy dink aan 2026, dan moet ek jou herinner dat Jesus gesterf het vir jou. Halleluja. Hy is hier om jou te vergewe. Geliefdes, ek kyk so die jaar met al sy dinge wat in is, en ek sien maar die spyker beteken ook verbind, vasmaak. En volgens die skrif is Jesus die bruidegom en ons is die bruid. En daar is net een manier hoe jy in die hemelik tree met Jesus. En dit is deur sy kruisdood. Dan is ons binne gemeenskap van goedere getroud. Dan is ons een vlees. Dan elke tree wat ek gee in 2026 is met die leidsman. As wat nou die retaal van doodskade weer gaan, ek sal geen. Oh nee, vrees
Want ons is verbind. Hy is my voorhoede. Hy is my agterhoede. Hy sê my nou, ons is so een. Jy hoef nie weer toerdokter toe te gaan. Jy hoef nie weer jou mouwe op te rollie. Want ek is jou God. Ek sal stry vir jou. Halleluja. Prys die Here. Ek sal stry vir jou. Ek bid so die gees van God. Halleluja. Praat in jou hart sodat jy kan besef die waarde as jy die Here aanneem. En al die sonde. Halleluja. Jy weet maar so lekker steel jy by die werk. Ja. En jy is regtig nie uitgevind. Jy het nou aan die moed. Ons kan nou goed hier los. En 2015. Die bloed het liefde. En van God is liefde. En Paulus beskryf die liefde. Hy sê hy reken die kwaad. Nie toe nie. Ons het baie kwaad. Maar die bloed van Jesus reinig. En hy maak alles. Geliefdes, ons mense wil mis net die Here moet vir jou vergewe. As jy nie moeg verseker 'n mens, ek en jy weet mos wie sê, die ene. Want jy gaan net na sy status toe. Julle skimp mis mekaar op die status. Jy gaan soek in die skrifie, jy soek allerhande TikTok video's waar jy kan skimp. Is net julle twee wat weet van diep beklein. Maar toe die Here aan die kruis hang, toe sê hy, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Ek los nie net my God aan nie, ek los my vyand ook nie. Want ek wil in 26 gaan, 'n nuwe mens, 'n ligte mens, verlig, los van al hierdie dinge, dat die Here my die geestelike volwassenheid gee, om nie weer ag te slaan op die tong, op die doendinge en op die skimp van my vyand. Gelukkig ek gaan kyk in die skrif, want ons vergifnis het mis voorwaarde. Watter soldaat wat die spyker ingekap het na Jesus toegekom en gesê, vergewe my regtig, hy wat ek jou geslaan het. Watter soldaat het na Maria toegegaan of na Jacobus die broer en gesê, wat ek gedoen het aan jou broer en aan jou kind, vergeef my. Niemand. Maar Jesus vergewe mense wat nie vergifnis verdien nie. Want dis die krag van die bloed van Jesus. Jy vergewe onvoorwaardelik.
weer 'n skimp gooi, maar gaan hom maar los. Die arme broers het sleg, want die arme suster. As die suster sy huis so gemaak het, dan moet jy ook jou so maak. Laat ons daai goed los. En punt af. Laat ons gaan soos verlostes. Almal wat vermoeid en belas is. Dit ding is nie vir sekere ras, sekere klas. Dit is vir almal. Geliefdes, maar laat my toe om te gaan na die skrif wat gelees is. Die naam van die Here is 'n stertoring. Die naam van die Here is 'n stertoring. Geliefdes, kom ek verduidelik u nog 'n ander betekenis van 26. Die woord Jahweh. En nou die uitspraak van die woord sê die Bybelgeskiedenis, niemand ken dit nie. Niemand kan my sê, as ek sê Jahweh, ek moet sê Jahweh, want niemand ken die uitspraak. Want die Jode het geglo, die naam van God mag nie eindelijk gebruik word. Maar dis nie my punt nie. Kyk hoe skryf hulle hom. A Y, a H, a V, a H. Of a Y, a H, a V, of a H. Y is 10, H 5, 4, 6, H 5. Tel hom by mekaar. 6. Ek gaan vir 2026 in. Nie net verlos nie, maar ek gaan hom in die naam van die Here. Wanneer die naam is 'n stertoring, hier die naam beskerm my, hier die naam maak my toe. Geliefdes, ek wil hê dit moet insink. Die naam van die Here is 'n stertoring. Hy sê die regverdiges hardloop daarin en hulle word beskerm. Yes, halleluja. Vader, ons prys U. Kom ek verduidelik weer, geliefdes. Here, ek prys U. Die skrif het erg apartheid. Vader. Hy sê nie almal hardloop. 'n sekere groep. Die regverdiges hardloop. So wat sê die skrif? As ek by die werk steen, ek weet ek kom net so by werk steen, ek verstaan nie. Maar as ek by die werk steen, kan ek hardloop. As ek in Jatsie het, kan ek hardloop. As ek my arme vrou se ma wat in die grond en is heel dag, kan ek hardloop. As ek niks dink van my medemens, kan ek hardloop. As ek myself hoor
broer, kan ek hardloop. As ek skynheilig is, kan ek hardloop. Ek kan net hardloop. As ek regverdig is. Al wat ek weet, ek kan nie sê 26, 2026, die Here sal in jou wat gee nie, ek weet nie, regtig geliefdes, ek weet nie. Ek kan nie sê is jou jaar nie, ek weet nie. Kom maar maak ons hy in die klas drink, ek weet nie. Maar wat ek weet, jy kan nie alleen. Wat ek weet, alles jy regverdig, jy gaan gejaag word. Alles jy regverdig, angst gaan jou beetpak. Alles jy regverdig, al die seisoene van hierdie wêreld gaan oor jou kom. Dood, lewe, siekte, harteleid, al hierdie dinge sal na jou toe kom. Dan moet jy wat toe gaan jy? Want te vergeefs bou die bouwer as die Here nie. Die regverdige hart en hy word geskik. Geliefdes, hoe word mens regverdig? Want die Bybel sê ons is almal in sonde gebore. En sonde ontbreek ons van die heerlikheid van God. As ek wil regverdig word, dat ek toegang kry tot God, dat God na my toe kan, of na my luister. Die Bybel sê, jy kan net op een manier na God toe gaan. En dis deur Jesus. Want die Bybel sê, Jesus is die deur. En dat is net een manier hoe jy deur Jesus gaan. Jy moet gewas word met die bloed van die lam. Wanneer die bloed van die lam kan jou reinig, kan jou heilig, kan jou sonde wegvat, sodat jy regverdig genoem kan word. Dan kan jy hardloop. En dan word jy beskerm. Lyk ons aan rondom tali. Halleluja. As ek wil in die naam van die Here is, en ek soek hom rondom my, dan is het net die bloed van Jesus. So weer eens geliefdes, ek weet nie wat 28, 26, die eerste een is, was jou in sy bloed, vra vergifnis vir jou sonde, begin oor, en as dinge raak, dan hardloop jy, dan krijg jy toegang tot die oor van God. Geliefdes, ek wil nie hê jy moet bid teen 'n muur, soos wat jy sê ek bid teen 'n muur. Ek wil hê dit moet oop is, sodat jy in 'n geopende hemel kan bid, en God se gees met sy bloed. Nie geleerdheid nie. Nie alles hierdie kind van apostel Olifant nie. Net die bloed gee jou toegang. Halleluja. Oh my God, halleluja. Geliefdes, kom ek noem die net vir die mense wat sê ons dwaal. Halleluja. Geliefdes, as jy 'n liefde vir die Here het, dan sien jy hom in alles. Hier sien Spreuke, Salomo,
toe hy die stertoren sien, toe sien hy die naam van God. Toe Dawid na die skape kyk, en hy as herder, toe sien hy vir homself. Toe Paulus sit en hy kyk die Romeinse soldaat, toe sien hy God. Hoe die Here jou kan toemaak en aantrek. As jy 'n passie vir God het, dan sien jy hom in alles. En as ons hom in 2026 sien, of ons dwalie, dis in ons natuur. Ons sien hom in alles. En ons sien die naam van die Here is 'n stertoren. As dinge raak, ek vlug daarna en ek word beskik. Geliefdes, kom ek noem die. Hoe lyk 'n toren? En wat gebeur in 'n toren? Ja! En nou, ons moet die ding terugvat, geliefdes. 2600 jaar terug, toe die ding geskryf is. Hoe daar was die vliegtuie. Nee, die aanval was. En ja, toe, daar was ook die kari. En mense sê toe nie, sal ek 'n tankertjie se gehad soos Angelina. Jy moet maar uitstaan. So as die vyand ja, of hy kom agter, hy word gesoek van die vyand, dan hardloop hy na die toren toe van beskerming. Maar kyk hier, geliefdes. Hy gaan aan die toren vir beskerming teen sy vyand. Maar hy word nie net beskerm teen sy vyand. Die regverdige het net die vyand in gedagte. Amen. Maar die Here beskerm nie net teen die vyand nie. Beskerm teen die son. Beskerm teen die reën. Beskerm teen die haal. Beskerm teen enige storm. Yes. Hoekom het die noem, geliefdes, as jy in die Here in is? Hy beskerm jou van dinge wat eens opkom in jou brein. Ons kyk eendimensioneel. En nie een of twee goedjies wat jy tel. Dink jy nie die Here beskerm my net teen die ou buurman wat ek sien, hy die pendoring in sy kar. Die Here beskerm jou teen dinge. Hy maak jou toe. Die werk waar jy in sit, jy moes al lang al afgewees het. Maar omdat die Here jou toe maak, is jy nog in die posisie. Baie moes in die tronk gewees het, maar die Here maak jou toe. Van ons moes dood gewees het. Maar op opbouw van 5 minute was 'n beskerming van God. Ons het nodig dat die Here ons moet beskerm. Maar ons moet in hom wees. Geliefdes, wat vir my mooi is van hierdie skrif. As jy in die toren is, en nou, jy klim op in die toren. Jy klim trappe, jy klim op, sodat jy kan bo is om die vyand te kyk. Waar is hy? Maar as jy in die naam van die Here is, en jy is in die toren, Prys die Here. Halleluja. verhooging moet eers plaasvind. Yes. Groei, opgaan, vermeer. As ek hy nie skryf uit meer, almal wat hulle verneder voor die aangesig van die Here, en die Here jou God sal jou optek. Hulle
is ek wil hê jy moet die boodskap luister. In geloof. Dat is net God wat jy kan optel. Geliefdes, kom ek vra so om die nader te bring. As ek op die trappie klim, wat van my bly agter? 'n skoen. Maar die spoor is nog nie deel van my liggaam. Wat van my bly agter? Tot die sweet wat ek so lyk, hy gaan ook sap. Ek wil bring my gedagte agter. Niks. As jy in die Here is, en hy verhoog jou. Hy verhoog jou in totaliteit. En weet jy wat is so voorneme vir 2026? My antwoord is, kry jouself in die Here, sodat hy jou kan. Geliefdes, kom ek praat gou in die ouers wat die is. Geliefdes, ek gaan raak hartseer. En ek gaan dink aan Andries Olifant. My pa. Hy het op 'n tyd gehardloop. En die Here het hom verhoog. En hy het gedink, dis net hy wat opklim. Maar binne in hom was ek vasgevang. En toe God hom verhoog, toe verhoog hy my son. As ek hier staan en jy luister na my, dan is dit nie terwille van kwaaiheid. My toe doen nie. Nee, iemand het namens my opgeklim. En die skrif het waar geword wat sê, as ek jou sien, Andries Olifant, ek sien jou tot aan jou vierde. En as ek met elke oor praat en ek sê, neem die Here aan, dan vraag, doen dit terwille van jou kind wat jy nie ken nie. As God vir jou optel, dan tel hy jou op tot aan jou vierde geslaag. Jacob, as jy met die engel worstel, jy worstel nie vir jouself nie. Jy het 12 seuns. Wat se name moet verskyn in die boeke van Openbaring. Jy moet dit in Genesis doen, sodat God hulle in die hemel. Geliefdes, miskien is die boodskap van my, en ek moes seker nie begin het met, jy moet die sonde los nie. Maar die boodskap is baie dieper as wat jy besef. Geliefdes, as die Bybel praat van verhoog, en wil hê, jy moet net kyk wat is verhoog. As God aan iemand verskyn, hy doen dit in die lagte sien. Hy soek jou op die berg. Toe Moses hom sien, toe sien hy hom op die berg. Toe die Here se gesig verander, dat Elia en
afkom en met hom is, die gebeurtenis het begin boer. As David sê, laat ons opgaan na die huis van die Here, want die tempel van Salomo is gebou op die berg Moria. As jy God wil beter benader, dat God afkom en met jou gesels, dit gebeur in die toring. In sy naam, in sy wil. Geliefdes, kom ek vertel weer 'n geheim. Halleluja. Weet jy hoekom gaan jy nooit ophou? Toe 'n dogter loop nie. Jy gaan nooit ophou nie. Amen. Jy sê ook, ek verstaan nie. En ek weet nie die duiwel wat met jou besig is nie. Jy is op dieselfde vlak as jou vyand. Onder een ruk dat jy is daar 'n bietjie lang, kom nie so. As hy hier staan en jy kyk ons, hy lyk groot, hy is langer, hy kan hom bang is. Kyk hier. Maar kom eens sê jy, hoe speel die toren met jou kop en met jou geloof? As jy die eerste stap met jou opvat, jy is nog aan die soek geloof. Die tweede een, verbeel jou, as die dan boos, hoe lyk dieselfde man, hy lyk net so en God raak jou probleme kleiner, elke dag met die Here en sy naam en die toren raak jou probleem. Politisch kwam en bring die nog nader. Goliath is net so groot man. David is 'n kind van 16 jaar. Maar ek wil iemand mooi kyk. David se broers, al 7, hulle is op die grond. Maar David luister toe hy vir Goliath sê, hy sê, ek kom na jou toe. Hy sê sy presiese woorde. Ek kom na jou toe. Die naam en Jahweh en Adonai. Ek kom na jou toe en Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, Jehovah Rohi. Ek kom na jou toe in die naam van die Here. Was Goliath groot en David so oor. Een klein mannetjie. Maar hy is in die toren. En alles lyk klein. Maar hy is in die toren. God maak hom toe.
geloof is verhoog. Sy mentaliteit en selfbelief is vergroot. Hy sê met my God spring ek oor 'n honing. 10,000 kan kom. Al wat jy nodig het is my Halleluja. Vader, ja, precies. Geliefdes, kom ek bring u nog nader ter. En nou as jy in die toren staan, jy sien nie net die vyand nie. Wie was het op 'n hoë berg? Of enige woorde? Of als het ook net in 'n vliegtuig? Hy praat van hy eerste keer. Jy gaan sê, wow. Jy sê nie vyand, maar jy sê, wow. Hoe groot en hoe magtig is die Here. Jou vyand is nog steeds dieselfde grootte. Hy ras nog steeds dieselfde. Maar jou houding het verander. Want jy is in hom. Ras ek sê jy moet in 26 reg gaan in die naam van die Here. Dan maak jy jou probleme nie net klein nie. Hy gee jou dankbaar. Geliefdes, ek wil hê jy moet gaan lees die boeke van Habakuk. Ons almal skree misleiding, alhoewel die vrye boom nie bot. Van Habakuk 3 vers 17 en 18. Maar ek wil hê jy moet gaan kyk wat het Habakuk eers gedoen voor hy gesê het alhoewel. Hy sê nou moet ek my plek inneem. Ek Habakuk moet my plek inneem. Waar is sy plek? Hy sê my plek is in die wagtoren. Habakuk gaan na die wagtoren toe. Hy gaan sit. Die Bybel sê wie op die Here wag, kry nuwe krag. Die probleme is nie verander nie. Maar toe Habakuk daarbo is, toe sien hy nie net die slegheid van God. Maar toe sien hy, die Here is so goed. En so mooi. En so regverdig. Toe sê hy al, kan die vrye boom nie bot nie. Daai ou bokke van my kan so onvrugbaar bly. En die lammie, nogtans vertrou ek in die God van my heil. Ons gaan jou nooit jou ondankbaarheid wegkry nie. Jou negativiteit, want jy wil positief raak buite. Op die kruis is daar so 'n teken. 'n Groot plus. Hy wil jou siening verander. Hy wil jou gemoedstoestand verander. Hy wil 'n lied in jou hart en vir jou gee. Hy kan dit net doen as jy kom dat die Here jou skoonmaak, sodat jy regverdig kan word, toegang kry tot sy naam, en dat hy jou oplig, sodat jou siening kan verander. Vader, ek prys U. Halleluja. Here, my siel loof U. Halleluja. Geliefdes, ek weet nie van jou nie,
Ons kan jou hoe seën, Bid U, Here Jesus. maar buite die Here gaan ons niks reg kry. Binne sy naam is daar ewigheid. As ek moet sterwe in 2026, Vader, ek prys U. ek sterwe beskermd. So beskermd dat die Bybel sê, ek sal die tweede dood nooit sien. Halleluja. Soek jy die hand van die Here oor jou lewe. Soek jy die Here in jou guns. 26. 26. Kom in sy naam. Kry verlossing. En hy sal van jou 'n God wees. Geliefdes, ek wil jy uitnodig en maak. Iemand kom vanaf en sê, Here, ek wil die Halleluja. persoonlike saligmaker. Dankie Jesus. Halleluja. Iemand sê dat die Here moet, ek wil die aanneem as my persoonlike saligmaker. Ai, dankie. Soos my broer vanaand na die Here toe kom. Dat die Here u moet reinig en skoonmaak. Dat u op die voete staan. En die God wat gesterwe het vir jou en jou nie oordeel nie, is vandag hier, vanaand hier, om die sonde skoon te was. Ons kan verenig in gebed.